Jy moet op 'n donderdag kom inloer, dan sien jy wat se gestoeie sit. Dan sê die pastoor, Marlien, ek gaan preek oor vreemde ervarings. Nou sy kyk nie eers op nie. Sy sak net op haar knie. Jy weet mos hy biddende houding wat 'n mens kry. En sê, Here, waar kom dit by 'n sanglys uit, jy weet, maar hy het uitgekom. Amen. Hy het uitgekom, vreemde ervarings. Ek gaan nou met jou daaroor praat. As jy jou Bybel red, dan gaan ons Bybelverklaring doen. En dan gaan ons sê, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister. Elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Halleluja, halleluja. Vreemde ervarings. Laat dit so 'n bietjie insink. Vreemde ervarings. Iets wat jy beleef, maar jy moet sê, wat is dit? Wat is dit? Jy het vanoggend baie naby daaraan gekom en ek dink vir 'n oningeligte persoon wat nie Pinkster en 'n geskiedenis van Pinkster verstaan en ken nie, sal miskien baie logies wil dink, hoe kan 'n mens opgewonde raak oor bloed? Maar wag totdat jy 'n bloedoortapping moes gekry het. Is ek reg? Wag totdat jy so skrik. Hulle sê mos as jy verskriklik skrik, dan val jou bloeddruk of weet jou bloed gaan iewers heen. Jy raak skoon wit. Jy weet. Ek gaan met jou praat oor Golgotha. Ek gaan met jou praat oor Jesus se opstanding. Ek gaan met jou praat oor die hemelvaart. En ek gaan met jou ook praat oor Pinkster. Alles vreemde, nuwe, eerste ervarings. Daar was nie 'n Golgotha voor Golgotha gewees nie. Daar was nie 'n leë graf voor die leë graf gewees nie. En daar was ook verseker nie 'n hemelvaart, maar ja, daar was. Maar wat vir my en vir jou wil sê, hy gaan net op en op en op. En daar was nie 'n Pinksterdag, soos wat Pinksterdag 'n rukwind en tonge van vuur gegee het nie. Eerste ervarings, vreemde ervarings. En daarom gaan ek jou nooi om te verstaan dat as iets vir die eerste keer wil gebeur, dan is dit so dat ons almal die ervaring daarvan ken. Ons almal het al eerstes beleef, né? Wie van julle het vir die eerste keer van 'n fiets afgeval? Jy het eers na jy geval het besef jy het afgeval. Is ek reg, né? En toe sê iets vir jou iets. Ek dink as jy baie klein was, dan sê dit vir jou heel eerste, sit 'n groot mond op en huil verskriklik, dat jou ma of jou pa jou vreeslik jammer kan kry, nê. En eerste ervarings wat daar is, ons reaksie word gerig vanuit wat ons weet en wat ons ook nie weet nie. Ons reageer net op vreemde ervarings. En as ek vanoggend vir jou sê, ons sal baie maklik terugstaan en sê, maar dis onbekend, ek weet nie wat dit is nie, ek moet nou versigtig wees, ek moet eerder wegstap, ek moet eerder wegkom van dit af. En dit is juis in daardie vreemde ervarings, wat ek iets verstaan van hoe groot God is. Hoe magtig God is in sy plan met ons as die mens. Jy sien, daar was ook 'n eerste tuin gewees, en as daar 'n eerste sonde is, en as daar 'n eerste struikeling is, en as daar 'n eerste doodslag is,
dan is dit juis hierdie God wat in daardie vreemdheid van die oomblik iets wil laat gebeur en hy wil my en jou reaksie in 'n rigting vat. En hy wil ons sê, ons moet iets verstaan, dat hy's nog steeds daar. Hy's in beheer. Hy weet. Hy wil jou help. En as ek vanoggend dit in jou hart kan wakker maak, dan moet jy verstaan dat terwyl my reaksie op eerste en vreemde ervarings is om weg te beweeg, is om weg te staan, wil God jou soms in daardie ervaring inlei en hy wil vir jou sê, moenie bang wees nie, want ek is met jou. En dis wanneer ek en jy verstaan dat daar iets van geloof is wat in werking moet spring. Wanneer jy 'n vreemde ervaring het, dan moet jou geloof in aksie kom en jy moet jouself vra, is dit van God? En as dit van God is, dan sê ek, hier is ek, Here. Dan spring ek, dan gooi ek my in sy arms. En dan hardloop ek na hom toe en ek hardloop nie meer weg nie, want hy is 'n wonderlike God. Hy's 'n God wat jy kan vertrou en 'n God op wie jy kan staat maak. En as ek dit nou in jou hart wakker gemaak het, gaan ek vir jou baie bekende gedeelte in die Bybel lees en wat vir ons as AGS Kerk en Pinksterkerk en 'n kerk wat die doop van gelowiges bely en die uitstorting van die Heilige Gees sien, 'n baie bekende gedeelte is. En dit gaan oor daardie gedeelte in Matteus 28 vanaf vers 16 waar hy sê, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. Die hemelvaart moet nou plaasvind. En die disippels moet daar wees. Want Jesus het gesê, ek kry julle in Galilea, ek kom soontoe. Julle moet daar wees. En dan sê hy, en toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Nou wil ek eers bietjie troos maak, nê. Maak nou nie saak in watter groep jy jouself plaas nie. Maar as jy iewers met twyfel in jou lewe te maak het, moenie laat dit jou weg laat beweeg nie. Laat dit jou nader beweeg. As dit oor God se plan en God se waarheid gaan, moenie sê, ek moet nou hardloop, hier is iets vreemd nie. Jy sê nader en nader en nader. En wanneer jy in daardie aksie kom en jy jou twyfel oorbrug, sal jy agterkom dat jou aanbidding gaan in 'n ander, kan ek sê, in 'n ander dimensie, in 'n ander ervaringsveld. Dis asof jou aanbidding net groter en kragtiger en sterker word en male sonder taal. Voel jy net jy's al hoe nader aan die Here en ek kan dit nie anders te miskien uitdruk as jy kry so 'n bietjie hoendervleis. Nou, ek is nie 'n groot hoendervleis voorstander nie. Jy weet, ek hou meer van bees en van skaap is nog lekkerder. Jy weet, maar as jy kan snap wat ek vir jou wil sê, om te steun op fisiese, vleeslike ervarings, help jou nie altyd nie. Dit vra geloof om te sê, hierdie ding kom van die Here af. Dis wat God in my lewe wil hê. En as jy dit gesien het, dan sê die teks vir ons, Jesus het nader gekom. Is my so mooi. Jy dink altyd jy gaan na die Here toe, maar die Here is eintlik nader aan jou. Hy kom nader na jou toe, né? Hoe meer jy hom nooi, hoe meer jy hom verwag, hoe meer jy wil hê. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En daaroor kan ons 'n hele mooi ander preek preek. Maar vanoggend wil ek fokus daarop, dat Jesus dan met hierdie autoriteit, met hierdie mag 'n opdrag gee. En julle ken hom, ons ken hom baie goed. As hy vir die disippels sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dan kan die skrywer dit nie anderster as om dit met 'n groot amen af te sluit nie. Want amen wil sê dit sal so wees.
Dit sal so wees. En nou wil ek jou vanoggend aan die hand vat oor vreemde ervarings en net voordat ek dit kan doen, wil ek jou net so entjie terugvat in die belewenis van die disippels saam met Jesus. En as jy na hoofstuk 24 toe gaan voor hoofstuk 28, dan gee Jesus vir hulle 'n baie belangrike waarskuwing. Hy sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. Jy sien toe Eva begin twyfel, toe mislei die ou slange. En ek dink dit was nie anderste met Adam nie. Ek wonder of Adam nie ook, jy weet, 'n gewonder het ons iets nie gehoor nie, het ons nie mooi verstaan nie. En toe gee hy toe aan Eva, en in sy twyfel, in sy ongeloof oomblik, dan vat die duiwel 'n gaping. En ek wil jou vanoggend help, moenie toegee aan twyfel nie. Kom op 'n plek in jou lewe waar jy twyfel hanteer asof dit 'n verskriklike ding is. En jy besluit, hierdie twyfel stop hier. Daar's 'n ja, daar's 'n nee, daar's 'n reg, daar's 'n verkeerd, daar's 'n lig, daar's duisternis en daar is nie iets tussenin nie. Dis nie, is dit lig of is dit duisternis nie. Dit is lig of dit is duisternis. Dit is reg of dit is nie reg nie. En dis wanneer ek en jy daardie pad begin loop, laat ek jou kan help om te verstaan, dat vreemde ervarings is heeltemal in die storie van Jesus ingevleg. En ek gaan dit vir jou probeer help verstaan, dat jy verstaan, ons lees 'n Bybel van vreemde ervarings. Jy weet, die hele gedagte van die skepping, jy weet, is iets wat ons probeer uitrafel. As ek na Kent Hovind luister, dan dink ek, hy is een van die min mense in die wêreld wat nie meer twyfel nie. Hy het besluit, hy het gesê, God het dit gemaak. So is dit, en ek hoop jy is ook 'n Genesis oortuigde skepper God, mens wat sê dat die aarde het gemaak. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En toe God sê, kom laat ons mense maak, toe was daar nie 'n hele evolusie gewees, weet, van 2 pote na 4 pote na 8 bene of wat ook al nie. Dit was gewees, God het dit gemaak. Jy weet dat jy weet, jy seker, jy's oortuig, jy gee nie toe aan twyfel nie. En as iemand jou wil laat twyfel, dan staan jy sterk in jou oortuiging en jy sê hoe dit moet wees. Jy sien, in die hele verhaal van Jesus is daar gedurig deur die vraag na, hoekom is dit 'n eerste? Hoekom is dit vreemd? Hoekom is dit nie alledaags nie? En dit is vir my so mooi as ek jou kan probeer help uit die lewe van die wyse manne, dat jy gou iets saam met my sal verstaan, is dat hulle moes leer om hulle twyfel te hanteer. En ek gaan nou vir jou wys waar hulle dit geleer het, maar ek wil jou na die einde toe vat, toe hulle eers leer om twyfel te hanteer, toe hulle onder mekaar sê, o, die koning is gebore. Hoor jy wat ek sê? Toe hulle saamstem en sê, ons was daar, ons het hom gesien. Toe kan God met hulle 'n pad loop, wat hulle nie meer bang maak nie, maar wat hulle in oorwinning laat oorwin oor iets wat hulle groot skade wou berokken. En hulle kon met 'n ander pad gaan. Hulle kon daardie openbaring beleef en sê, ons gaan nie terug na Herodes toe nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie stadiger, as om net so na die einde toe te beweeg. Dan kyk ons na die wyse manne. Hoeveel vreemdheid was daar vir hulle gewees? Jy weet, hulle is 1609 kilometer sê van die slim mense. Nou waar hulle aan die 9 kilometer kom, sal ek nou probeer iets dink. Jy weet, maar hulle kom hierdie 1000 myl ver. En hulle die sterre om te volg. Ek weet nie van jou nie, maar as dit bietjie bewolk of mistig is, dan wonder ek, wat lei jou nou?
Jy weet, as die ster nou vanaand nou geskuif het, en die suiderkruis is nou vanaand nie waar hy moet wees nie. Hoeveel van u en ek gaan nog op die suiderkruis of op die Orion 'n staat maak, jy weet, om rigting te bepaal? Ons gaan almal sê, nou is ons nie meer seker nie. Maar hier werk God hierdie wonder in die wyse manne se hart en in hulle ervaring en hulle belewenis van die sterre. Maar kan jy jou indink dat as jy jy weet, daai afstand moet reis op 'n kameel, en jy moet die kameel oppak en afpak, en jy moet vanaand tentjie maak, en jy moet vuurtjie maak, en dan moet jy ontbyt maak, en dan moet jy weer vir mekaar sê, manne, ons sal moet vinniger, ons kan nie so stadig wees nie, miskien gaan ons iets mis. Kan jy daardie pad loop saam met die wyse manne, en verstaan, hoe dat hulle dag vir dag gekonfronteer was met, is ons nog op die regte pad? Gaan ons uitkom waar ons moet uitkom? Uiteindelik as hulle by Herodes in Jerusalem aankom, dan sê hulle vir mekaar, ag, dankie tog, nou is ons hier. Maar kom hulle agter dat Herodes twyfel ook. Herodes het ook die inligting nie. En daar's mense wat sê, nee, julle sal nog 9,5 kilometer verder na Bethlehem toe moet gaan. Miskien is julle antwoord daar in Bethlehem. Miskien is dit waarna julle al die pad gesoek het. En hoe groot was die wyse manne se belewenis nie? En ek wil hê dit moet tot jou deurdring. Dit moet in jou insink. Dit moet jou keuse word. Jy moet sê, dis wat ek soek. Dis waar ek wil uitkom. Hoe groot, hoe wonderlik groot was die wyse manne se ondervinding en se belewenis toe hulle twyfel pad maak vir sekerheid en hulle sê, dis Jesus, dis die een wat ons gesoek het. Ons het hom gekry, halleluja. Ons het by hom uitgekom. Dis nie meer 'n vreemde wonder nie, dis nou 'n fantastiese ervaring van ons was by hom gewees. Ons kon ons geskenke voor hom neersit. Ons kon hom vir hom gesê het, ons buig en ons erken u, en daarom wil ek hê moet weet, dit was vir hulle die hoogtepunt gewees van hulle ervaring. En Johannes 20 vers 29 sê, Jesus sê vir Thomas, en hier is nog 'n voorbeeld wat ek wil invlek. Thomas het so pas gehoor en beleef en verstaan dat Jesus het opgestaan uit die graf uit. En dan sê hy in sy twyfel, as ek nie my vingers in die merke kan druk of my hande, as ek dit nie kan sien nie, dan sal ek dit nie kan glo nie. En dan kom Jesus en hy staan en hy sê vir Thomas, hier, kom hanteer jou twyfel. Thomas, kom kry klaar met jou twyfel. Thomas, dis 'n vreemde ervaring. Thomas, dis nie die normale nie, maar Thomas, dit is wat dit is. En as Thomas daardie oortuiging kry, en Jesus sê vir hom, omdat jy gesien het, Thomas, het jy geglo, salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Thomas soort twyfel, jy weet, maak die deur oop, dat jy so maklik gaan toegee aan iets wat nie is nie. En ek wil hê dit moet vir jou waarskuwing wees, soos wat Jesus gewaarsku het. Hy het gesê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Jy gaan nodig hê, jy gaan iets nodig hê, jy gaan iemand nodig hê, om jou by die regte plek uit te bring. En sy naam is Jesus. Toe Thomas voor Jesus staan, toe verkrummel sy twyfel. Toe hy daardie vingermerke of daardie spykermerke sien, en hy kan nie anderster as om te sê, dit is Jesus, dis die krag van God in Jesus, dis die almag van 'n ewige God, wat kan laat opstaan uit die dood uit, dis 'n God wat magtig is, om te doen groot en wonderlike dinge, en daarom wil ek hê moet weet, dat ek en jy is blootgestel aan twyfel. Moenie sleg voel as jy twyfel oomblikke het nie, verstaan dan net, dat
die twyfel by die hemelvaart in die disippels se harte gewees. Hier staan 'n paar en sê dis Jesus en die ander paar sê, is dit regtig hy? En ek het 'n kosbare bevestiging vir oggend se woord beleef toe ons op pad is kerk toe. Want ons kom so om die hoek gery, ek en Margaret en Lumay, en so al drie van ons gelyk, sê ons gelyk, daar's Hugo. Nou kom daar 'n jong man, jy weet, met sy drafklere daar om die hoek, jy weet, hier by die skool. En gaan vra vir Margaret, gaan vra vir Lumay, nê. En ek is nou gewoonlik die versigtiger een, Margaret's verskriklik onverskillig. Margaret is baie onverskillig. Sy somme net so vir Lumay, daar's jou pa. Nou kyk Lumay, jy weet, nou kan ek hoor, sy sê ook iets van, dis my pa. Weet julle, hier groot 'n dubbelganger op die dorp. Hy het 'n clown. Ek is oortuig daarvan. Hy het tot my mislei. Maar toe ek nou wil waai, en ek kyk die mannetjie toe, dog ek, ja, dis nou tipies Hugo daai. Hugo was hy op die pad gewees vanoggend, het jy gedraf. Hy sê, voor getuies sê hy, nee, hy was nie daar nie, nee. Ek wil hê jy moet iets snap wat ek vir jou probeer illustreer, om te sê, hoe maklik kan jy mislei word? Hoe maklik kan jy dink dat iemand het gekom? Iemand is daar die persoon, en ek wil hê jy moet weet, dat jy gaan nie by twyfel bly staan nie. Jy gaan die Heilige Gees in die krag van God in jou lewe plek gee, soos die wyse manne, gaan jy sê, nou het ons hom gesien, en kan ek vir jou sê, selfs Adam en Eva, en uiteindelik elke mens en elke persoon, gaan moet weet, dat daar is iets wat groter is as twyfel, maar dis 'n vreemde ervaring. Dit regtig? En daarom wil ek hê jy moet weet dat as twyfel die deur oopmaak vir ongeloof en vir misleiding, dat jy sal versigtig wees, dat Satan gebruik jou twyfel oomblik om jou te mislei. Ek moet dit weer sê. Ken jy twyfel? Goed, laat sak jou hand, ek weet jy ken twyfel. Dink jy daaraan, dat terwyl jy twyfel, dat Satan alles probeer om jou weg te kry van God af. As jy begin twyfel oor maandeinde, en of jy dit finansiëel gaan doen, dan sorg die duiwel dat jou kar se band stikkend raak. En nou hoef jy nie meer te twyfel oor maandeinde nie, dan weet jy gaan dit nie maak nie. Is ek reg? En hy klap hande, want hy het jou presies waar hy jou wil hê, want eintlik moes jou twyfel nader aan God gekom het, en nie verder weg nie. Jou twyfel moes eintlik gesê het, die Here sal voorsien, die Here gaan 'n wonderwerk doen, die Here gaan 'n deur oopmaak, die Here kan die kraaie opdrag gee om te voorsien, die Here God wat ek dien, is magtig om te doen, ver bo wat ek kan bid of dink. So hierdie oomblik, wat probeer om vir my te sê, waar is jou God? Sê ek, hier is my God. Jy vat twyfel en jy maak dit aanbidding en jy begin om die Here te loof en te prys en jy te sê, dankie Here dat U die God van uitkoms is, dankie dat U die God van lig is en nie van duisternis en van verloor nie. Kan ek jou help om te verstaan dat as jy die grens kan begin trek tussen aanbidders en twyfelaars, dan kom jy op daardie plek waar jy 'n kwaliteit besluit neem en jy besluit, jy gaan aanbid en jy gaan nie twyfel nie. Jy gaan die Here begin loof en prys. Jy gaan begin om te sê, dit is die bloed van Jesus wat my reinig van al my sonde. So my sonde kan nie 'n oorhand kry nie. As ek hom bely en erken voor God, is hy getrou en regverdig om my dit alles te vergewe. Sê amen en halleluja. Want hy was jou witter dan die sneeu. Daarom kan ek jou help om te verstaan dat as jy kies om wat vreemd voel te toets, of kan ek sê bloot te stel,
as jy vreemdheid blootstel aan 'n afhanklikheid na God toe. En jy sê, Here, is Golgotha regtig? Here, is die opstanding uit die graf uit regtig? Is Jona regtig uit die vis se bek gered? Is dit regtig so dat U so magtig is? En daardie twyfel of in daardie wonder oomblik na die Heilige Gees toe begin draai en jy begin soek en ek wil dit het dit onderstreep hier, nie na die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is dit, maar jy soek nie na iets wat ver is of wat vreemd is of wat jy maak dit die Gees van die waarheid. Kom jy by die Gees van die waarheid uit. Spring dit in jou gees op en sê, dit staan geskrywe. Dis die waarheid. Die leuen kan nie, maar die waarheid kan. En as ek jou in jou hart kan vanoggend oortuig, dat dit juis is waartoe die Here ons roep, dan is dit my nie 'n vreemdheid dat ook Pinksterdag vir baie mense en selfs vir die mense op Pinksterdag 'n vreemde ervaring was. Dink jou in, ek het die een gedeelte gekies wat volg op die ander ene. Ek dink toe die rukwind begin waai, toe is almal gou om te sê, o nee, ons weet, hier kom 'n reën of wat ook al. Maar ek het die idee, die vreemd van tonge van vuur, wat verdeel en op hulle hoofde gaan rus, was vreemd. Stem maar saam. Dis bietjie anderster. Nou kom maar vandag, jy weet, 'n wind hier deur die kerkgebou waai en dan sal ons wonder watter deure is oop. Maar kan ek vir u sê, as daar eers begin om tonge van vuur op mense se hoofde begin verskyn, dan gaan ons almal begin verskrik wil wegstaan en ons gaan sê, is dit waarlik? Wat is nou aan die gebeur? Wat het nou plaasgevind? En is in hierdie vreemdheid, is in hierdie ervaring daarvan, dat ek jou na Paulus toe wil vat, want selfs Paulus moes sy vreemd op die pad van Damaskus, moes hy sy vreemd oorbrug, hy moes uiteindelik erken en sê, dis nie meer vreemd nie, sy naam is Jesus. Ek het hom ontmoet, ek verstaan nou regtig wie hy is, en soos wat elke een moet uiteindelik by Jesus uitgekom het, kom Petrus, en jy onthou nou laasweek se boodskap, né? En vertel tog vir my broer, jy weet, want ek dink dit was baie goeie boodskap, hoor. Maar, jy weet, daai van Paulus wat net moeilikheid maak, en wat net baklei, en arme Barnabas besef, hierdie kerk gaan tot niet gaan. En hy vat vir Paulus en terug Tarsus doen. Onthou julle, wie was in die kerk laasweek? Onthou niemand nie. Onthou julle laat Barnabas vir Paulus, Saulus, teruggevat het Tarsus toe, Kassie onthou, dankie, ek het een getuie, nog 'n getuie, daar's nog 'n getuie, nou begin julle onthou, né? En hoekom het hy hom teruggevat? Omdat Paulus kon nie ophou stry nie. Paulus kon nie ophou veg nie. Hy het net hierdie ding in hom gehad, en nou probeer hy die evangelie bevorder met vegtery en dit wou nie werk nie. En dan sê die Bybel so mooi, onthou julle die versie, en daar was vrede in die gemeentes van Jerusalem gewees. Want hoekom? Paulus was in Tarsus. Hy was 4 jaar daar, ongeveer 4 jaar. Toe gaan Barnabas en gaan haal hom gou weer en sê, Paulus, kom Antiochië toe, ek dink jy het jou les geleer. En so waar het hy nie sy les geleer nie, want luister, wat gebeur, jy weet, hy sê, hy het by sommige van die epikureërs en die stoïsyne wysgeere het met hom gestry, en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode. Halleluja. Jy sien, Paulus kon op die regte punt uitkom, van vreemd kan God wees. Hoe vreemd kan die werking van die Heilige Gees wees?
En laat dit jou wegbeweeg of trek dit jou nader. Bring dit jou op 'n plek waar jy sê, Here, hier is ek. U is my God. U is die een wat dit doen. En waaroor het hulle met hom gestry? Luister mooi, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. Kan ons weer 'n keer as Pinksterkerk, as kerkgelowiges, as Christenkerk, weer besef, hoe vreemd is die opstandingsboodskap. Hoe vreemd is dit in die oor van 'n sondaar ongelowige. As ek na hom toe stap en ek sê vir hom, het jy geweet Jesus het opgestaan uit die dood uit? Kan jy verstaan, hoe moet ons met mense daar buitekant werk en praat? Ek meen, ons het vanoggend gesing oor die bloed van Jesus. En ek dank God, dat jy daardie ervaring kon hê, dat die vreemdes weg is nou net 'n ervaring, né? Dis net 'n belewenis van die bloed doen sy werk. As jy die kruisdood vertel vir die wêreld daar buite, as jy vir hulle vertel van die opstanding, as jy kom by die hemelvaart. En nou hou ons donderdag hemelvaartdag dienste. Hoeveel mense kan die vreemd oorbrug en by die ervaring daarvan uitkom? Laat donderdag se 2 dienste se bywoning getuig daarvan. Maar dan vra ek nie oor hulle wat bygewoon het donderdag nie. Ek sal eerder vra oor hulle wat nie bygewoon het nie. Ek sal vra, het vreemd hulle weggehou? Ek weet nie hoe dit is, hulle weggehou nie. En as ek dit in jou hart kan wakker maak, dan wil ek vanoggend vir jou sê, daar's niks wonderliker as om vreemd 'n ervaring te maak nie. Dat iets nie meer vir jou vreemd is nie. Vir wie is dit vreemd, laat ons hande klap in ons gemeente? Niemand nie, ek's reg, hoop so. Vir wie is dit vreemd, laat ons hande opsteek terwyl ons sing, en jy het dit so mooi vanoggend gedoen, hè? Vir wie is dit vreemd, en oppas, hierdie is 'n strikvraag, né? Dis nou 'n strikvraag, maar hy kom uit laasweek uit, né? Hierdie is 'n strikvraag. Vir wie is dit vreemd dat ons nie meer tale en uitleg van tale tydens dienste hoor nie? Wow. Pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. En daarom wil ek jou aan die hand vat om vir jou sê in Galasiërs 5 vers 16, sê hy, wandel deur die Gees, dan sê hulle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Kan ek vir jou sê, dis 'n vreemdheid wat 'n ervaring moet word. Kan ek weer probeer? Kom ek sê. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, Paulus sê vir die gemeente van Galasiërs, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. As jy die begeerlikheid van die vlees volbring, impliseer dit dat jy nie wandel deur die Gees nie. Want hoekom wandel ek nie deur die Gees nie? Want dit is vir my vreemd. Hoe kan ek die dinge van die Gees ervaar? Hoe kan ek die dinge van die Gees my eie maak? Is daar die vreemd wat ek en jy in Pinkstertyd gaan oorbrug. En ek is so dankbaar vir hierdie Pinkster wat vir ons voorlê. En ek het 'n verwagting dat dit nie net 'n vreemdheid gaan wees vir menigtes nie, maar eerder 'n ervaring word van die krag en die salwing van die Heilige Gees. En daarom laat 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ek hou van daardie ou koorvers wat ons sing, I walk by faith. Om in die Gees te wandel, om in die Gees te wees, om vol van die Heilige Gees te wees. Ek wil vir jou sê, dis 'n vreemdheid wat Pinkster in die kerk uitdaag. Nie iemand sê amen nie.
Maar dit is. Dis 'n vreemdheid. As jy, jy weet, na sommige gemeentes toe gaan, en jy sou waag om jou hande op te steek tydens die sangdiens. Dan is dit 'n baie vreemde ding. Jy grens aan onordelikheid, né? Jy moet ook asseblief nie amen sê nie. Want dan versteur jy ook, jy weet, die aandag. Weet, ek moet nou mooi luister wat die pastoor sê. En ek is baie bekommerd, ons eie gemeente is op daai punt. Amen. Ja, kom. Amen en halleluja, slaggie, asseblief. Jy weet, want man, wie daai ou broer wat ons sê, ons het 'n konferensie gehad en ek wil nie tyd vat nie, maar ons het 'n konferensie gehad waar ons 'n pragtige persoon in die dienste gehad het, die inswak op in 'n konferensie. En dan terwyl die pastoor preek, ek kan nie onthou wat hy alles gesê het nie, maar as hy 'n klip hard hier van die kant af daar agter in die saal sal hy sê, halleluja, prys die Here, die kosbare bloed van Jesus. Ons almal het net vir hom geluister, ons die een weet wat die pastoor gesê het nie. Halleluja. Pas op, laat niemand jou mislei nie. Nie wegbeweeg nie, nader beweeg. Vat jou twyfel en sê, ek weet, ek staan, ek hou vas wie my God is. So kan ek vir jou sê, waar geloof jou begin is, en jy begin om te sê, ek glo die Here is in hierdie diens, ek glo die Here is in hierdie saak, ek glo die Here sal my maandeinde uitwerk, ek glo die Here sal 'n genesing gee, ek glo dat hy kan opwek uit die dood uit, ek glo dat hy melaatses kan reinig, ek glo dat siekes kan gesond word, ek glo dat duiwels uitgedryf kan word, dan begin geloof, maar wanneer jou geloof begin werk, dan bring dit jou by 'n geeservaring en jy besef, nou tree jy op, nie in jou vleesmens nie, maar in die gees, halleluja. En dit is hier die vervulling met die Heilige Gees, wat my en jou Pinkster 'n besonderse tyd moet maak, dat dit iets sal wees, soos wat Johannes sy vreemd gehanteer het. Wat het Johannes gedoen? Hy is op die eiland van Patmos in die gees op die dag van die Here, en dan hoor hy hierdie groot stem agter hom, wat soos 'n bassein sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes, wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. En wil ek, jy moet iets snap. Daarmee kan ek volstaan, want ek is oortuig, jy kies om jou vreemd 'n ervaring te maak. Jy sien, Johannes was klaar op daai plek gewees. Hy het die vreemd van God spraak. Jy weet, het hom in respek gebring, sodat hy soos 'n dooie aan die voete van Jesus kan neerval. Hy het geweet, God kan praat, en God praat. En nou gebeur hier iets moois vir my, dankie sis, ek wil hê jy moet dit snap, is dat terwyl die gees ervaring, daardie vreemdheid het, en jy begin om te sê, maar ek ken dit, dan is daar ervaring wat 'n verskil kan maak. Nou wat bedoel ek? Jy sien, dit was glad nie vir Johannes, hopelik, ek dink so. Ek neem aan, hy was redelik geletterd, of hy kon skryf, en wat ook al. En ek dink daarom Johannes het 'n boek iewers in sy lewe gesien. Was nie asof hy in sy lewe nog nooit 'n perkamentrol of 'n boek gesien het, waarop hulle skryf, of brief wat hulle skryf nie. Kan jy jou indink, as jy vir die eerste keer in jou lewe 'n stukkie papier sien, en 'n potlood, en iemand vat daai potlood en hy trek so streep op daai papier, dan gaan jy die potlood so kyk en sê, hoe kry die potlood dit reg? Maar ek en jy weet presies hoe 'n potlood werk. Ons verstaan hy word stomp. Ons verstaan hy moet weer skerp gemaak word.
Ons verstaan, as jy hom mooi beweeg, dan skryf jy lopende skrif, of as jy hom anders te beweeg, is dit drukskrif, of as jy so skryf, is dit 'n spelfout. En jy stort nie in duie oor die ervaring kant nie. Jy smag na ervaring. Jy soek ervaring. Die eerste keer as jy vir 'n sieke moet hande oplê, is daar 'n vreemd. Maar dit wil 'n ervaring word. Die eerste keer as jy jou getuienis vir iemand moet gee, is daar 'n vreemd. Maar dit wil 'n ervaring word. Die eerste keer as jy bid en geloof dat jou geldsake sal uitwerk vir die einde van die maand, dan vreemd. Maar as dit 'n ervaring word, twyfel jy nooit weer nie. Weet jy, jou God voorsien. Hierdie gemeente het 'n geskiedenis ten opsigte van geld. En terwyl ek en my suster Annetjie in die week die begroting deurwerk en ons vra hoe moet ons die begroting maak werk. Jy weet, dan roep ek my suster Marlene Ritchie wat vir jare op die vergadering gesit het en dan sy net aanhoudend gesê, maar julle kyk nou na mense, goed, kyk na die Here. Die Here sal voorsien. En ek is so bly as jou ervaring my beter maak. Ek is so dankbaar as jy jou twyfel oorbrug, as jy jou vreemd oorbrug, en jy sê, kom kyk, dis nie so nie. Dit kan maklik wees, dit kan regwerk, dit kan goed uitwerk. En as daar een area is, waarin ons as gemeentelede een vir een moet opstaan, is dit om die vreemd van om getuienis te gee, weer terug roep en sê, Here, ek gaan nie laat my bang, my vreemd wees, my stil maak nie. Ek gaan vertel. Ek gaan vertel wat die Here vir my gedoen het. Nou ek weet nie hoe laat wil julle huis toe gaan nie, maar ons is nou by deel 2 van vanoggend se diens. Almal gaan nou getuienisse gee. So miskien moet ons bid vir die vermeerdering van brood. Miskien moet ons net weer verstaan dat hy is die God van die onmoontlike. En sy naam is Jesus. Nou, ek het aan die begin vir jou gesê, jy gaan 'n keuse moet maak, maar is nie 'n een keer keuse nie. Dis 'n aanhoudende keuse. Om elke keer as jy begin twyfel, dan sê jy, hierdie twyfel moet gehanteer word. Want my God is nie 'n vreemde God nie. Ek is nie 'n praatjiesmaker nie. Ek is 'n verkondiger van die evangelie van ons Here Jesus Christus. En ek verklaar, hy het opgestaan uit die dood uit. En as dit vir jou vreemd is, dan wil ek vir jou sê, dis my ervaring. Dit gee my hoendervleis, as ek dink, ek kan ook opstaan, en ek kan ook my dood en my ellendig agter my sit, en ek kan sê, hier is ek, Here, gebruik my. Nou wie wil saam met my staan? En dan gaan ons vir 'n oomblik voor die Here in gebed staan, en dan gaan ons sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Here, ek twyfel nie 'n oomblik langer nie. Ek gee nie toe aan enige iets wat die ou vyand wil regkry nie. Ek kom na U toe. Ek aanbid U en ek
doen dit wat 'n verskil maak. Die wat saam met my staan, begin om die Here te aanbid. Net daar waar jy staan, doen dit wat die disippels op die Hemelvaartdag gedoen het. Hulle het aanbid. Besluit, twyfel het nie plek nie. Twyfel het nie plek nie, maar aanbidding het 'n plek. Begin om dit te verklaar oor jou lewe. Hoekom het Jesus opgestaan? Hoekom het hy opgevaar? Hy het gegaan om vir ons plek voor te berei. En dan gaan hy weer kom en ek verwag dit. Ek het nie 'n vreemde ervaring oor dat Jesus weer gaan kom nie. Ek gaan nie toegee aan twyfel en onsekerheid nie. Ek sê hy kom om my te haal. My naam is geskryf in die boek van die lewe en ek kan uitroep en ek kan sê, kom Here Jesus, ek het U lank reeds verwag. Op U is my vertroue, op U is my antwoord en U is die enigste uitkoms van my lewe. En Here, daarom kom ek vanoggend saam met elke persoon en elke een teenwoordig en ek wil bid, Here, dat ons sal groei en dat ons sal sterker word en dat ons in ervaring meer en meer ervare sal raak en dat ons met groot vrymoedigheid sal kan sê, die Here is die antwoorder van gebed. Elke keer as ek hom aanroep, dan antwoord hy en wanneer ek hom soek, dan laat hy hom vind en wanneer ek hom proklameer, dan triomfeer hy, want al die mag behoort aan hom in die hemel en op die aarde en daar is niks vir ons God onmoontlik nie. U is 'n ewige en 'n heilige God en ons dank U daarvoor. O, loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. U is 'n wonderlike God. Halleluja. Ons loof U, ons eer U, ons prys U. Ons maak U naam groot. Ons sê die Here het dit gedoen. Hy is ons God. Halleluja. Loof die Here. Halleluja. Aan God al die ere, want hy het wonders gedoen. In Jesus se naam gee ons U al die eer en al die lof van ons harte en ons dank U daarvoor. Amen en amen.